Is reg meneer? Ik is recht wanneer zij recht is. Ek is solid meneer. Ek kan nog my koffie kry dan. Kan ons begin? Ek kan ons begin. Kan ons begin. Sit Theo daar, sien? Theo en die kom hierso. Sien nie? Okay, wys ons reg. Dit is goed. Dit is goed. Hey. Sê. So right. Ons is reg. Ons is hier in die kou. Right. Goeiemôre, goeiemôre familie en vriende. Hoop dit gaan goed met julle. Ja, kom in nog 'n episode van Wisdom of Solomon. Ons gaan dit weer opbegin. Ek sien hoe hier meer die koffie. Right. Goeiemôre, goeiemôre. Goeienaand. Wanneer julle na hierdie video kyk, welkom in nog 'n episode van Wisdom of Solomon. Ons tweede gas vir jeugmaand. Wat die tema vir jeugmaand is Reverse first. Reverse first, okay. Reverse first. Ek weet dat sy van 'n era gebore is hier waar toe die karre so gespin het man. Daar was 'n ou met 'n ou Ford Contina bakkie. Ek het by my ouma laat gebly, my ouma het 'n yacht gehad. Daar kom hy ou elke weekend. As dit 'n Vrydag aand is of 'n Saterdag aan, een van die twee dae, soms is 'n Sondag laatmiddag ook. Ek kom ek koop sy biere. Ek kom spin die ou vir ons. Nou wat hy doen is hy gaan eers reverse agtertoe en as dit het eerste na, skop sy wiele mos nou vas, as spin die ou. Nou dis die tema vir jeug man. Reverse die youth, julle jong mense vat vir terug. Verstaan jy nou? En dan word dit op die einde van die dag as julle vir terugvat, dan sien ons vir julle eerste. Verstaan jy nou? As amper soos 'n, hoe kan ek sê, 'n teenoorgestelde ding hoe dit werk. Julle kon remind ons eintlik wat ons vergeet rakende die jeug. Ons wat die ouer geslag is, ek sê nou nie almal nie. Ons mis mekaar. Die ouer mis miskien die kind, of miskien die kind mis die ouer, waar hulle mekaar nie verstaan nie. Hulle praat nie mekaar se taal nie. Ja. En dit is waar die gap kom in die huishoudings. En dis hoekom ek met hierdie gaste wat aan die regterkant van my sit, hierdie conversations het om my bridge te gap, waar ons as ouers of as kind, vice versa, die gap vul om te sê dat, kyk man, dis hoe dat ek so die week aan buite kom. So, ons het 'n vriend hier van my, wat bietjie konteks te gee, Ion skree my nou die dag uit die voertuig wat hulle toe moet ry, jy het met die man interview. En ek sê vir Ion, kyk jy, dis wat ek beplan vir die maand van June, jeugmaand, en hy sê my visas gaan kwaai week. Ek sê, okay, ek ga jou woord vat. En the rest is history, Mr. Moffat. Yes. Hy is hierso en hy is hierso 'n bietjie met ons te deel en 'n bietjie oop te maak en brood te breek, soos hulle sal sê. Broodbreek. Dis 'n goeie woord, broodbreek. Was net 'n bietjie conversation net man. So meneer, welkom by Wisdom of Solomon. Baie dankie. As 'n honor. As 'n honor kom ons begin daar, as 'n honor vir ons as Wisdom of Solomon familie om vir jou hier te hê. En was 'n bietjie conversation te hê. Baie dankie. Ek dink dit is 'n baie groot voorreg. Ek dink ek voel geëerd om hier te wees. Net om te begin, ek is Carlo Moffat. Het 'n baie interessante topik want ek dink nee, as jong man, onthou ek kom met die ghetto uit. Ek dink jy sal verstaan, dis iets waaroor ons kan relate, no? Tussen verskillende generasies is daar 'n groot gaping man. Want onthou net, as ek met deur moet oopmaak, as ek uit 'n huis moet kom, ek sien dat ek kan sien waar die lek is. Ja. Verstaan jy? Ek dink ons, wat die jonger generasie is, ons is bietjie bevoorreg want education is vir ons verniet. Ja. Education is daar. Ek sal sê, het was nie vir my maale destyds so maklik om skool toe te gegaan het en te gedoen het. En ek sê steeds vir wat op ons vandag het. Maar ook vir die ouers om dinge vir hulle self makliker te maak, nee. Ek dink ons beweeg weg van godsdienst af. Nee. As jy jou kind in die kerk groot maak, gaan dinge bietjie beter gaan. Ek dink julle sal 'n goeie verstaanbaarheid hê om jou kind in die kerk groot te maak. Onthou net, ek is nie bekeer en ek sal nie sê ek is een van die perfektes nie, maar om jou kind in die kerk groot te maak, nee, is baie belangrik. Ek sê nou nie as ouers stuur jou kind kerk toe. Sy hoef nie te waarom uit te kom nie. Gaan saam met jou kind. Because why?
Julle kan 'n conversation net. Dis waar die eenvoudigste conversations begin. Net vir die verstaanbaarheid wat het jy nou vandag gehoor in die kerk, wat hy van my kan sê, wat ek nie miskien gehoor het nie. Dit begin weer maklike conversation. Verstaan? So, as ons moet teruggaan en ons moet reverse, nee, as ons tree moet retract en terugstap, dis waar ons moet begin. Nice man. Dis waar ons moet begin om jeug terug te kry, om jeug te wees. Godsdienst is die antwoord. Nice man. Godsdienst is die antwoord. Carlo, ek gaan later 'n bietjie meer uitbrei oor daai conversation of daai topic wat jy nou aangeraak het oor godsdienst. Jy het nou sommer met die deur in die huis ingeval. En dis nou mense wat nog kyk en sê van jy, Carlo, wow. Jammer dat ek kyk is bietjie voorbaar. Nee. Hier is 'n safe space, ons kap dit aan meneer. Dis mense wat na hierdie video kyk. Okay. En hulle wil weet, waar vandaan kom Carlo? Wie's Carlo? Waar bly hy? Hy praat oor die ghetto. Wie is die man? Okay, ja. Hy is 'n baie goeie vraag. Ek is van Sylviastraat. Mense ken dit as die Heights. Ek het groot geraak in Smarty Town. Ek sal sê toe ek 7, 8 jaar oud was, toe trek ons uit Smarty Town net. Toe kom bly ons in Sylviastraat. Daar by die woonstelle net oorkant die Pinkflitse. Ek is nou al daar my hele lewe lank van wat ek kan onthou. Ek het by Ritenburg skool gegaan. So ek is die babietjie van 3 kinders. Ek is grootgemaak deur Elizabeth Louise Moffat. Dis my ma. My pa het ek verloor op 'n baie jong ouderdom. Ek was letterlik soos 5 jaar oud toe ek my pa net dood afgestaan het. So ja, dis net my ma wat my groot gemaak het. En dan is dit my 2 susters en ons het groot geraak met hulle kinders almal in een huis. Okay. So dis basies waarvan ek kom en ek is nog altyd woonagtig in Sylviastraat. Van Smarty Town of Sylviastraat toe? Yes. Jy is 3 kinders. Ons is 3 kinders. Jy val waar in die ouderdom? Ek is die baby. As jy die Ek is die baby? baby. Ek is die baby. Die baby kry mos die meeste aandag. Is dit so? Ek dink dis die indruk wat baie mense het Ja? op die baba te wees. Yes. Dat hy bederwe. Wat in die geval is dit glad nie so nie. Huh? Ek dink in die geval as die baba sal ek sê ek is die oudste ook. Okay. Because ek sal sê ek het 'n groot mens geword op 'n baie jonge ouderdom. En in die sens van responsibility, né? Onthou het al soveel goedes gebeur in die lewe. Ek dink goedes wat ek nog aan vasklou en goedes wat ek aan na koester want dis goedes wat ek het geleer het. So om die baby te wees, beteken nie altyd die woord bederf en sy kan doen wat sy wil en sy kan alles reg kry nie. So weer eens ek was grootgemaak deur 'n enkel ouer. Ek het my pa verloor op 'n baie jong ouderdom. So dat het vir ons as huisgesin of familie die soveel challenges gevat. Ek het nou genoem dat ek 'n groot mens geraak het op 'n baie vroeë ouderdom. So ek het nice times gehad, ja, maar ek het al begin week toe ek graad 9 of graad 10 gekom het naweke. Nee, ek dink ek was bevoorreg toe ek hoërskool toe gaan. Hoef my ma nie van my skoolfooie te betaal het nie. Ek het 'n beurs gekry van Vereniging Gimnasium in Gauteng om rugby te gaan speel. So hy het nie uitgewerk nie. So ek het nie gegaan nie en ek het dit ook nie geniet nie, maar in daai tyd toe besluit my ma dat sy gaan na week los. My ma het gewerk as 'n chef, nee. My ma het gewerk as 'n chef by Hazendal en soveel ander plekke. Maar my ma het besluit sy gaan na week los toe ek graad 8 toe gaan. Want die rede vir dit is sy sien my net soggens as sy uitgaan, dan slaap ek en as hy die week het kom, dan slaap ek alweer. So ons het nie tyd gespend nie en sy het besef wat jou kinders raak gou groot. Nou toe sy besluit dat sy haar week kan los, het sy nie nog baie gedink oor wat waarvan af die inkomste gaan kom nie. Hoe gaan sy nou maak om te provide? So met dit het dit baie moeilik gegaan op 'n tyd dat ek het Allpay gekry het. Dit was dit Allpay. Toe was dit my Allpay wat al inkomste was van my 2 susters het hier 'n weekie. Okay. Hulle het hier 'n weekie, so dit was of net my ma week of daai was die enigste inkomste. So hy was een van die moeilikste tye wat ek kan onthou. Maar dit het ook vir my geleer om responsible te wees. Om verantwoordelikheid te kan vat op 'n baie jong ouderdom. Nee, tussen my 2 susters het hulle 7 kinders saam. Okay. Ek het nog nie 'n kind van my eie nie
En dan net, hulle kinders ook nou kinders, so ek is nou al 'n oupa geroei as dit so kan sê. Maar my bra, wat ek kan sê is nee, ek het geloof die feit toe ons in 'n Wendy gebly het. Okay. Want die feit toe ons in 'n Wendy gebly het, nee, was al liefde. Daar was genuinensie. Verstaan jy? Ek dink 2 jaar terug toe verloor ons huis. Ons huis het afgebrand, ons het basically ons hele lewe verloor. Wat ek dink, daai was genoeg om vir ons as familie te laat besef dat ons moet ons huis zijn sê. So 'n maand terug of 2 weke terug toe my ma koors, sy leef vir 2 weke. Sy het gesukkel om asem te kry. Hy het dan vir my laat besef, "Jo, bra, sy kan alles in die lewe verloor, maar as jy hom maar verloor het, sy het niks, sy het niemand nie." So, dat het my baie laat besef, en my baie laat dink aan my jonger dae. Ek begeer nie om die beste huis of die grootste huis te hê nie. Maar waar ook al ek myself gaan stig, moet daar liefde is. Ja. Want ek dink aan my, 'n mens kan liefde koop nie. Sy kan ook nie geluk koop nie en sy kan ook nie gesondheid koop nie. So dit is dingetjies wat ek nou investeer. Ek sal kyk na myself, ek sal kyk na my gesondheid, want ek weet ek gaan net nie een liggaam kry. Nee, maar ja, om die jongste te wees is nie altyd dat sy bederf word en dat sy kan doen net wat sy wil nie. Om eerlik te wees met jou, nee, as die jongste, nee, dink ek is meer verantwoordeliker as my 2 ouer susters. Okay, ek hoor jou. Om terug te dink, ek was 'n laaitie uit, nee. Bly ons nog in Smarty Town, dan moet ek en my ma uit Smarty Town net stap Dal toe om te gaan kyk waar my susters is op die jate en waar hulle te kere gaan. Ek moes gestap het en ek dink toe, joh, ek dink aan my, ek gaan my ma dieselfde goed sit wat my susters se doen het. Baie mense sal sê om 'n laaitie groot te maak is baie moeilik want hy het probleme. Wat as jy jou kind groot maak, nee? Ek sê vir jou, ek was klein net na my pa gesterf het. Ek was genooi om by my pa se broers en susters strand kuier. Right toe was my ma op Vrydag uit die week het gekom het. My sak is gepak. Sy gaan lei my af met die taxi. Maar sodra ons daar kom, dan besluit ek wat ek wil huis toe gaan. So. Want dis die tipe liefde wat ek van my uit in die band wat daar is tussen ons, man. Want ek ken nie ander liefde as die moederliefde wat ek by die huis gekry het nie. Verstaan jy? So soms is dit nog 'n bietjie moeilik vir my om, ek sal nie sê om mense te aanvaar in my lewe nie, maar om genuine te wees, want dis al wat ek ken, bra. Dis al wat ek ken. Moeilike tye kan kom, ek kan staan, maar solank ek my ma het, ek dink ek streef om baie beter te wees terwille van my ma. Want ek het al gesien hoe klein achievements, simpel goedjies, trane aan haar oë sit, nee. Wat is die trane van teleurstelling nie, but tears of joy. So ek het vir myself gesê, joh, as sy dit kan doen, en as sy dink is so klein, but jou ma sien iets anders, bra. Jou ma sien iets anders, so ek sal probeer. Ek wil nie die wêreld oorwin nie, but net om geluk te bring huis toe. Verstaan jy? Dus, jy vertel ons dat jy van 'n jong ouderdom af begin werk het, het 'n beurse kry. Waar het jy skool gaan, my vrou? Ek was by Laerskool Rietenbos en toe gaan ek Hoërskool Kloeterswil toe. So die beurs wat ek gekry het, Ja. Kom met Gauteng het vereniging. So ek sou na 'n seunskool toe gegaan het, vereniging gimnasium. Okay, en jy het gepraat van toe raak is in rugby. In rugby, ja. En so jy het baie goed gedoen in skole, neem ek aan, in rugby. Skool Laerskool rugby was baie, maar ek sal nie sê dit was een van die Rietenbos was dalk een van die beste Laerskool rugby in hierdie dorp. Maar ek het met 'n groep maatjies gespeel wat rugby geken het, wat in die rugbyhuise groot geraak het. So ons het mekaar verstaan en ons het die game verstaan. Sien? So dat mense, ek dink ons skool Rietenbos het 'n baie goeie verband met kennismaak met ander skole. Okay. So daar is mense wat so ja nou en dan kom scouts het en hand selections gemaak het, but daar was 'n onderwyser wat vir ons actually die exposure gegee het met die relationships wat hy gehad het met verskillende mense. Meneer Olsen is nou vandag dood, wat hy het baie dinge moontlik gemaak vir ons om raak gesien te word om geleenthede soos dit te kry. Jy sê week toe uit, wat gebeur aan toe? Kom ek sê vir jou, weer eens om terug te kom vir die feit dat ek net moederliefde ken, né? Okay. Die assault ver gewees het van die huis af. Verstaan jy? Dit sou baie ver gewees het van die huis af en die feit dat ek nou moet
gaan naar een andere stad toe, niemand ken nie, zou dingen een beetje moeilijker gemaakt hoor voor jou, mij. ik hoor Verstaan? By all means, als ik een beetje ouder geweest het, zou mijn maat gelauwd. Maar wie wil nou je kind afzien om zo ver te laten gaan Ja. op die oude van 14 jaar? Ja. So, het was een goede gelegenheid geweest. Ik heb ook een paar maatjes gehad wat ik zal gegaan heb. In daar gebleven voor die 5 jaar. En baie van hulle is baie goeie rugbyspelers vandag. En nie net goeie rugbyspelers, maar hulle personal life, hoe hulle opgegroeid het en vir die ervaring wat hulle daar gekry het. Okay. Jy het gesê dinge te uitgewerk is toe ma wat besluit het sy moet nie gaan nie. Ja. As jy op 'n mate kwaad vir jou ma dat sy nie vir jou laat gaan het nie. Ik denk ik is kwaad. Ik denk het moest ik zo gebeuren, want ons het samen hierdie contract gegaan, sy het haar aantekening gegee. Okay. Die contract was teruggestuurd Huh? en toe hulle bel en gesê om te sê wat ja, ek is aanvaar. Ja? Toe besluit sy net. Wat jammer, sy kan nie gaan nie. Sy kan nie gaan nie want het is te ver. Sy gaan nie daar wees om te sien na my nie. En again, sy het mos nou 'n week geloos om tyd te kan spend met my, tyd in te haal en om te kyk dat ek alright is en het was vital seker vir haar om sodra jy kan hoërskool toe gaan, dat sy nie so baie van die huis af moet wees nie, net sodat sy kan verseker dat dinge nog altyd oké sal gaan. Why? Jou pa sterf af toe jy jonk is. Watter ouderdom was jy? Met die afstering as my pa was ek 5 jaar oud geweest. 5 jaar oud. 5 jaar oud. Soms verstaan ons nie daai tyd want ons is jonk. Yes. Wanneer het jy toe begin besef maar daai leemte is nou in my lewe? Met die rugby spelerij. Ons speel bij Rittenbos, ons speel thuis. Ja. En dan kom my spanmaats of my maatjies, ze albei ouders om vir hulle te sien. En toen besef ik, joh, daar is iets wat ik het nie, daar is iets wat ik zeker nooit gaan krijgen. En is een vaderfiguur om net geskreten voor die jou pa, om net te zeggen geluk moet dat het goed gedaan door jou pa. Ja. So, ik het besef, joh, oké. Maar ik het ook besef dat voor die feit dat ik je pa gehad heb, zal ik zeggen, dat is waaraan ik succes koppel vandaag. Okay. Want als baie ouens wat uit kwaaie huishoudings het kom, wat se ouers kwaai is, wat die keuses wat hulle gemaak het op die ouende van die dag, het nie vir hulle 'n goeie uitdraai gegee nie. So, ek sal sê ek is suksesvol vir die feit dat ek alleen groot gemaak was deur my ma. Okay. Want kyk hoe dinge vir my uitgedraai vir die keuses wat ek nog altyd maak vandag. Is die beter en ek dink ek kan baie beter doen na dit. Ons praat toe van jy van jou pa, jy besef toe hy leemte is daar, maar jy sien dit as 'n suksesstorie. Kom ek vat jou weer terug. Jy het iets soek mense wat vir my 'n bietjie kom vassit by my. Mense van jy vir liewers julle moet aangebly het in 'n Wendy huis want daar is meer liefde. Hoekom sê jy so? Want jy gaan nou mense hierdie video kyk gaan hulle sê mekaar dis mal man. Hoe kan jy vir self disclaimer, ek val niemand aan nie. Yes. 'n Wendy word vandag gesien as poverty. Jy kry poverty, swaar. En poverty lei na baie goed toe. Verstaan jy nou? En het lyk vir my nou wat jy nou die statement wat jy maak is dit druk jou weer terug na poverty toe. Jy sal liewers in poverty wees om liefde te ervaar. Is dit wat jy sê? Ja, ja, ik zal er niet zeggen om dat de feit dat je in een Wendy blij dat gaat gepaard met poverty. Ons allemaal denken dat Wendy's is maar net voor tijdelijke haven en shelter. Maar kom ik zeggen voor jou, nee. Ik heb zoveel goeds geleerd hoe ze in een Wendy geweest zijn. Ik denk, ik zal zeggen, een mens leert je menswaardigheid, je dignity, leert je in zo'n fase, man. Want ze raken hier gemakkelijk met het idee dat ze in een Wendy is. You will start work towards things. You will start realizing things, my brother. So, weer eens daar is die liefde en type omgee wat ze krijgen. Want, kom ik sê vir jou, baie mense is afgunstig. En ons baie mense meet sukses aan baie materiale dinge. Wat jy moet visie, want ek sal sê ek is suksesvol omdat ek gezond is. Okay. Maar vir die feit dat ek uit 'n Wendy gekom het en die values wat ek geleer was en instol was in my vir die tyd toe ons in 'n Wendy gebly het vir my baie deure oopgemaak en vir die keuses wat ek moes gemaak het dit vir my van 'n viewers perspektief af het dit baie goed gelyk vir my. En ek sal sê ek kan vandag in baie kringe stap, nee.
vir die lesse wat ek geleer was toe ons in 'n Wendy gebly het. Kom ek sê vir jou, seker so 2 jaar terug toe ons huis afgebrand het, né? Ek dink 'n week, 2 weke voor hy, het ek 'n conversation met een van my brasse en ek sê toe vir hom dat, joh, sy sal nooit verstaan wat dit is om in 'n Wendy te bly nie. Onthou, sy het vandag jou eie kamer, sy het vandag jou eie privaatheid en dis iets wat ek nooit gehad het toe ek jonger gewees het of toe ek jou ouderdom was, toe sy 'n bietjie jonger was. Want sy het jou eie space, sy kan doen wat sy wil, maar vir die feit dat ons so na aan mekaar was, ne, het dit net meer en meer liefde gekweek. Nice. Verstaan jy? So, al het ons nog nie burgers en chips gehad die vorige aand nie. Daar was stories wat ons gister gedeel het, wat ek met my maatjies kan deel. Nice. Verstaan my? Sy gaan over my ko sê, "But jou pa gaan nou vir jou die nuutste phone koop." Ek gaan vir jou kom vertel van die storie wat my ma vir my vertel het. Ja. Ek gaan vir jou kom vertel van die bietjie inspirasie wat my ma by my gelos het om vorentoe te vat. Verstaan jy? Dis 'n different perspektief van wat ek sal sê, ek sou liewer langer in 'n Wendy gebly het. In elk geval ek is nou weer terug in 'n Wendy. Verstaan jy wat? Dis die values wat 'n mens kan aanleer. Maak nie saak waarvan af jy kom nie. Julle huis brand af. Yes. Wat gaan daar aan toe? Die brandstichting het begin by die neighbors. Ja. 18 jaar het ons 'n Wendy gehad. So van hulle Wendy af na ons Wendy toe en so het dit versprei. Julle huis as die Wendy of die huis wat afgebrand het? Die Wendy en die huis het albei afgebrand. Oh, okay. So het basically agter begin by die Wendy. Die Wendy moes 10 huis en toe brand die hele huis daar. Waar was jy toe dit plaasvind? Ek het geslaap uit brand. En toe? Ek het geslaap uit gelukkig voor dit baie erger kon geraak het. Kon ek nou af by die trappe kom en uit by die huis gaan. Okay. Ja, so ek dink ook ek was baie gelukkig want baie van soos klere en goed van my wat nie gebrand het nie. Sure. Verstaan jy? Maar ek sal sê sentimentele goedes het ons verloor. Maar vir die feit dat ons nie mekaar verloor het nie. En dat ons saam kon staan as 'n familie en daar was vir 'n familie, was dit baie nice. Want weer eens wat ons verloor het, bepaal toch nie waar ons op pad is. Ek hoor jou. En het skryf jy 'n storie van wie en wat ons is. Verstaan jy? Ons sal nog altyd dieselfde mense wees en ek dink met dit wat gebeur het ons ook baie geleer om saam te vat vorentoe en om dit met ander mense te deel, hoe om te cope daarmee. Nice man. Julle plek brand af. Is dit geherstel of wat gaan aan? Nog nie. Dis nog nie geherstel nie. Hopelik in die volgende paar weke of maand gaan hulle aan die huis kom begin werk. Okay, so waar is julle nou huidiglik? Ons is nou 8 in 'n Wendy. 8 in November. 8 in 'n Wendy, ja. Is nou jy jou ma en wie? Ek, my ma en 5 kleinkinders. 5 kleinkinders. Nou waar is jou susters dan? Is er 5 kleinkinders? My susters, hulle bly op hulle eie met hulle boyfriends of partners. So jy maak ek na die kinders? My ma kyk na die kinders. Hoe is die verhouding tussen jou en die susters sinds jou ma nou na die kinders kyk? Kom ek sê vir jou, ons het my nou al die kinders ingevat. My een suster se kinders. So my een suster Carmen het 5 kinders en dan my oudste suster Louise, sy 2 kinders. Okay. So dis my middelsuster Carmen se 5 kinders wat by ons bly, né? Okay. Om eerlik te wees, sy was bedwelm en sy het net nooit die responsibility gevat om 'n ma te wees. Okay. En ek dink aan my, ek sou het allow dat sy na eie kinders kyk en dat hulle moet lewe soos sy wou gehad het hulle moet lewe. Verstaan jy? So ons het nou al baie lank al gesê, okay, ons gaan die kinders invat. Okay. Ons gaan die kinders invat. So nou is dit my en my ma se verantwoordelikheid om te kyk na die kinders. Ons tot op vandag expect ons die bare minimum van haar. Net om brood in te sit, om te kyk dat die kinders netjies is vir skool toe gaan. Kinders brood maak of kyk hoe dat hulle right is smadas as ons in die week is. Nice. Dis al wat ons wil hê. Jy praat nou van jou suster, jy het ook 'n mens en jy het graad 9 dink ek? Ja, Begin werk. ek het graad 9 begin. Hoekom het jy begin werk as ek mag vra? Net om dinge te verbeter, om te help in die huis. Om die omstandighede wat ons gehad het, wat ons in was, net 'n klein bietjie ligter te maak. Okay. Onthou net, na my ma toe haar professie gelos het as 'n chef en sy het werk gekry, het sy huiswerk gedoen. Ons almal weet dat huiswerk op die oomblik is 'n minimale inkomste. Ja. Verstaan jy? So
Saterdag het ek gaan werk, het ons catering gedoen. Glo my, ek het amper 12 of 8 ure, meer as 8 ure 'n week uit vir R250. But at least kon ek dit van my ma gegee het. Ja. At least kon dit 'n brood op die tafel gesit het. Verstaan? So en om nog vir kinders ook te voorsien. Man. Ja. Verstaan jy? Ek ken van om met die huis te gaan, dan is daar nie brood nie. Om met die huis te gaan, dan is daar nie suiker nie. Verstaan jy? Ek weet dat wanneer ek uit die skool uitkom, gaan ek verwag dat my ma plan moes gemaak het. Ja, ja. So, ek het daai perspektief gehad. My ma werk, maar is hier genoeg nie. So ek gaan ook werk. Want hier's nou kinders vir wie ons nou moet omsien. Even though ek ook nog 'n laaitie was, bro. Ja, ja. Maar ek het daai responsibility gevat om te gaan werk. Net om dit dinge klein bietjie makliker te maak, man. Want vir die feit dat ek weet hoe dit is om so 'n break vir skool toe te gaan en dalk iets vanmiddag te kry. Wil ek nie gehad het dat hulle ook daai moet experience. Verstaan jy? En hulle is nog jong, hulle is klein, hulle weet nie wat gaan aan nie. Volgens hulle moeder is, maar hulle weet nie waarvan af dit kom nie. Verstaan jy? So, dit is een van die redes hoekom ek 'n naweek job gevat het. Jy is skool klaar gemaak. Ja, ek het skool klaar gemaak. Hoe het jy toe gemaak? Jy werk, jy het die stres van jou suster en jou maale. Hoe het jy fokus gebly op jou skoolwerk? Ja, ek sal sê, het het bietjie erg geraak in my graad 11 jaar. Het dit 'n bietjie erg geraak. Ek dink ek het gedoen soos ek gedoen het. Ek sien ek was een van die beste studente in die pad. Ek het alright gedoen as 'n student op skool, verstaan jy? Maar het bietjie te veel geraak, het my skoolweek begin affekteer toe ek graad 11 was. Ek dink ek het met die beste finale eksamenrapport graad 11 wat my graad 12 toe vat, huis toe gekom het. Sien? So het bietjie druk geplaas, het stres geplaas. Nou sit sy in die omstandigheid van sy moet naweke gaan werk, sy moet fokus met die skool en alles daai. So ek dink om sport te gedoen het, nee, was my coping mechanism. Net om te kan bietjie vergeet van wat by die huis aangaan en om myself te wees, om 'n laaitie te wees, net om deel te neem aan sport. Ja, ja. Verstaan jy? Ek het soms te gaan draf, as dit nie atletiekie. Ek vra die mense van my, wat oefen sy? Wat hulle nooit verstaan dat dis hoe ek release. Dis was 'n manier van release. Skooljare klaar. Jou ma, hoe sy nou sê, okay? My ma is alright, sy's alright, ja. Okay. Sy's alright, sy's gesond, sy werk nog. Nice. Sy's alright, sy's alright. Jy is toe skool klaar gemaak, jy is besig om jou coping mechanism te kry as 'n jong man. Broer, as baie goed wat jou aandag kan aftrek, wat om jou gebeur. Yes. Want reason being, ek val niks laities aan nie, nee. As laities wat in Sylviastraat bly, wat in Smarty Town is, wat ge-expose word in baie goed. En daai kan hy stemme vir hulle nog meer helder maak in hulle kop in, dat hulle deel kan word in gangsterisme. Hulle wil dagga rook, hulle wil drugs verkoop, hulle wil dames swanger maak. Yes. Hulle wil skool los. Broer, waar het jy toe die lyn getrek en sê, nee, dis nie vir my nie. Alhoewel hierdie goed is hier, is open en kan my lewe bietjie makliker maak as die stres wat ek by die huis Yes. ervaar. Ek dink aan my dit was 'n challenge vir my om nie deel te wees van bende nie, om nie dwelms te doen nie. Ja. Verstaan jy? Ek dink as 'n jong laaitie of as 'n jong man, het ek vir myself 'n leefstyl uitgesit. Ek het myself ge-challenge, nee, dis wat sy wil hê. Verstaan jy? My ma sal nie vir my klere en skoene kan koop nie, want sy het vir my sê, "Maar dit wat sy wil hê is duur." Dis waar ek vasgehou het om te werk, om seker te maak dat bendereweld nie vir my gaan beïnvloed nie, dat dwelmmisbruik nie vir my gaan beïnvloed nie. Ek vat 'n dop, ja, nou en dan myself terug in die bad. Ek het nog altyd myself signal gehou aan, maar sy is bitter as dit. Maar sy sal nie uit kon kom. Verstaan jy? Ek verstaan is frustrating. Ek sê altyd dat die mense in 'n gemeenskap soos Smarty Town, soos Sylviastraat, die dal, kom ons noem dit die dal, is frustrating vir laities om in 'n huishouding groot te raak. Waar sy nie kry wat sy wil hê nie. Yes. Of waar sy nie kry dieselfde goed wat jou maatjie het nie. Ek weet, dit is easy vir jou om te besef of om te sê dat, nee man, jy gaan nou die gang join,
Want hy manne word dan uitgesoot. Yes. Maar hulle weet nie waar hulle self sit nie. En ek dink vir wat buite aangaan, hè, daai was my speel. Ek wil altyd beter gewees het as my ma se broers. Okay. Ek wil altyd bietjie beter gewees het as wat my neefs is. Verstaan jy? Dit was die challenges of goed is wat ek vir myself gesê het, but sy wil nie soos jou uncle wees nie. Ek hoor jou. Sy wil nie soos jou neefie wees nie. Ja. So, sy gaan nie 'n gangster wees nie. Sy gaan nie dwelms doen nie. Sy gaan nie dwelms verkoop nie. Because as baie beter dinge wat sy kan word. Ja. Ek dink as ek 'n leier kan bemoedig vandag, Gooi. As ek 'n leier kan bemoedig, moet nooit laat jou omstandighede bepaal waartoe jy op pad is. Maak seker dat dit wat jy het, né, as dit 'n idee is, dan is dit reachable. Want ek glo aan die Here sal nooit iets op jou gedagtes sit wat nie vir jou bedoel is nie en wat jy nie kan dit sien nie. Né? So maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Alle goeie goed, né, kom na die toe, die wat wag. En elke moeilike omstandigheid hou nie vir ewig nie. Onthou net hy, sy gaan 'n geleentheid kry om terug te sit en dink aan al hy slegte tye, of ek sal nie sê slegte tye nie, maar tye wat sy dalk moeilik gevind het. Sy gaan 'n geleentheid kry waar sy gaan terugkyk en lag en vir jouself sê, "Joh, ek was daar, maar kyk waar is ek vandag." Né? So ek sal sê moenie opgee nie. Dinge mag bietjie moeilik gaan, hè, maar moenie opgee nie, man. Moet nooit ophou droom nie. So. Meneer, jy jy vang my nou so om Ek is jammer as ek dink 'n bietjie oor. Nee. Soos ek wil sê, dis die space. En ek glo daaraan, dit is iets wat ek en jy beheer oor het. Die Vader het hierdie ding georganiseer en Yes. ons flou net met waar hy vir ons sit. Maar bra, die mense goed wat baie van hierdie is relevant nou in vandag se lewe waardeur mense gaan en hulle sien die uitkomste. Yes. Dankie dat jy nog vir hulle uitkomste gegee het. En ons glo aan almal gaan dit dalk nie verstaan wat jy sê nie. Alles is een of twee wat dit nou verstaan, vat dit ouens, gryp dit en maak 'n sukses van. Hier sit iemand wat evident is. Hy praat, hy sê dit sy vinger uit nie. Dis wat hy experience. Bro, jy's nou wat is die ouderdom vandag? Ek word hierdie jaar 28, ek word volgende maand 28. Die man praat soos 'n man wat ouer as ek is. En bro, as jy almal se kop wat so aangeskroef is om sulke goed te uiter hê. En ek praat nie net van uiter om te uiter, Yes. om dit net uit te kry, maar Wat verstaanbaar met is. substance. Wat neer lê en dit gaan Samuel moet net jou roer. Yes. Dit is wat eintlik nou gebeur hierso. Het gaan taf by julle by die huis. Jy hou nie aan men vas nie. Jy maak skool klaar. Het jy verder gestudie? Ek het verder gestudie, ja. Ek het toerisme gaan doen toe. Na toerisme begin ek by Bikes and Wines te doen ek guiding. So ek wou nie altyd 'n guide gewees het nie. Ek wou 'n joernalis gewees het. Okay. Ek wou 'n joernalis gewees het, maar ek het nie geweet wat 'n journalism ek wil doen nie. Verstaan jy? Wat by my gesit het is, dit kan 'n gevaarlike job wees as jy in die veld moet werk en jy moet mense gaan interview vir alles wat kom by bendegeweld. Dis al die idee wat ek gehad het van journalism, né? So daarna kry ek 'n geleentheid om te werk as 'n gids. Ek is vandag 'n qualified tour guide. So ek werk toe, ek study travel and tourism. Ek kry 'n gig by Bikes and Wines. Ek word opgelei as 'n gids. Ek gaan studie om 'n gids te wees. Ek het ek sal sê site and cultural guide entry level. So ek het dan 4 ure study. So dis maar net een van die provinsies om te lei na 'n national guide, but ja, ek werk nou as 'n toergids. So ek het so klein bietjie gaan study, so dit was almal soort kursusse, but ja. Nice man. Karel, jy werk jou male kap aan. Jy sê een van jou susters, hulle sien nog nie, hulle wil nie verantwoordelikheid vat nie, die een met die 5 kinders. Hoekom sukkel die vrouens so? Ek weet daarmee my bra. Ek weet daarmee. Ek het regtig hier antwoord. Jy was mos in jou midde van jou suster. Wat het sy gesê as jou ma miskien vir haar geskel het? Wat het sy wat ek wil nie sê wat 'n verskoning, maar wat was 'n antwoord vir jou ma as jou ma sê, "Hoekom soek jy nie vir 'n weekie? Hoekom los jy nie daai man nie? Hoekom sit jy met die kinders?" Wat het sy vir jou ma gesê? Ek dink, Karim,
Sy wil nooit verantwoordelikheid vat nie. Vir elke keuse wat sy maak, gaan sy iemand anders blame. Okay. Verstaan sy? So het mag dalk ook wees hoe sy groot geraak het. Vir wat sy gekry het, en ook vir wat sy nie gekry het nie. Ja. Verstaan sy? Ek dink vir die ouderdom wat sy is, dink ek sy begeer ook miskien nog om 'n kind te wees. Verstaan sy? Ek dink past trauma wat mense saamdra, affek vir die keuses wat hulle maak en waar hulle self bevind. Ja. Verstaan sy? So as jy nie deel met trauma nie, en sy hou het nou net so en sy beweeg net aan, gaan jou somehow affek. Ja. Ek is nie heeltemal seker, but ek dink dalk dit kan die geval wees hoekom my middelsuster so is. Dis die dalk die antwoord vir die keuses wat sy maak of gemaak het. Om eerlik te wees, ek sal nie weet nie, sy sal alleen weet Ja. hoekom sy is hoe sy is vandag. Ja. Karo, jy voor en jy sê, dis nie maklik om nie jou sin te kry nie. Dis een van die redes hoekom die manne vasgevang is in bende geweld of gangsterism, drugs verkoop, drugs geskiet met die gun op die straat. Jy laat dit maklik klink. Right? En hierdie conversation wat ons het is vir oplossings. Right? Ons wil oplossings kry. Wat 'n oplossing het jy daar vir daai lyd? Jy het nog gesê, moenie vashou in jou verlede nie, bly positief. Bro, hoe bly iemand positief as hy vanaand by die huis kom, sy ma's aan drugs vasgevang? Hy deel 'n hokkie met 7 ander mense. Hy het die kos om te eet vanaand. Hoe bly so ou positief, bro? Hy is 'n baie goeie vraag. Hy is 'n baie goeie vraag. Ek dink my antwoord gaan wees is nee. Onthou net, as sy nie 'n plan gaan maak nie om haar uit te kom nie, niemand anders gaan dit doen nie. So, ek sal sê is nee, weer eens omstandighede wat altyd daar is. So het maak nie saak waar jy jouself in bevind nie. Dit hang af wat sy gaan doen. Gaan sy sit en stagneer en net aangaan met die plan soos dinge is, of gaan sy moeite maak om haar uit te kom? Because niemand anders as jouself gaan omgee vir jou soos wat sy vir jouself omgee nie. So is of sy is alright met wat gebeur, of sy werk aan om haar uit te kom of om dinge te verbeter. Because why? Niemand gaan vir jou uit te wende en as hy nie werk nie, as hy nie doen, as hy nie net 1% effort in sit nie, man. Ek weet, is challenging om uit circumstances uit te kom waar dinge lyk asof jy nergens aan kom nie, en dat dwalms die maklikste uitweg is, bendegeweld die maklikste uitweg is. Wat dit is, bra, ek sal sê, nou, al die lekker dinge is 'n vinger lank. Dit is wat my ma my geleer het. Al die lekker dinge is 'n vinger lank. So jy kan of opmors en sit met daai konsekwensies vir die res van jou lewe, of jy kan dit alles absorb en iets positiefs vanaf maak. Nice. Om 'n positiewe uitkomste te hê. Verstaan? Ek dink hy is my antwoord vir dit. Kado, jy is by Bikes and Wines. Hoe lank is jy nou by hulle besig? Hierdie jaar is my 6de jaar. 6de jaar. So 6de jaar. Wat is jou drome nog vir Bikes and Wines of het jy iets anders wat jy Kom ek sal vir jou sê, vir nou wil ek 'n national guide wees. Okay. Ek wil 'n national guide wees, so dit vat my nou net om my bestuurslisensie te kry en om al die ander provinsies te swat om dit te reach. So ja, dis die short-term goal om dit te bereik. En ek sal sê ek wil graag die wêreld travel. Ek dink ek wil vir my familie sê of in kringe beweeg waar ek nie gejudge word vir waar vanaf ek kom nie, maar om 'n experience te kry van hoe dit buite Suid-Afrika gaan. Verstaan jy? Ek dink as mense vir jou sê dat dit gaan kwaai buite, maar dit kan ook baie moeilik buite gaan. So jy sal nooit weet as jy nie droom en daarna toe werk nie. So een van die drome is om so 'n klein bietjie te travel, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook buite die land. Nice, man. Sylvia Straat, jy sê jy wil nie gebrandmerk wees van die area wat jy in bly nie. Yes. Kloetiswil, mense weet ek hoef dit is aan te haal hier in wat ons met nou gesels wat gesê word oor alles oor Kloetiswil, maar jy is evident dat daar kan iets goed uitkom in ons gemeenskappe. Daar is nog drome in ons gemeenskappe en daar is nog hoop in ons gemeenskappe. En ek wil nie, het gaan nie oor my vandag nie. Ek kan ook praat oor goed, maar het gaan nie oor my nie, het gaan oor jou. Weer eens, vir die moment is dit relevant, right? Waar jy gaan en gegaan het, is dit relevant, want iemand kan relate. En
Jy praat van in die begin toe praat jy van godsdiens. Broer, baie mense, weer eens disclaimer, my opinie, ek val niemand aan nie. Sommige mense sien die kerk maak hulle seer. En nou jy het gepraat van godsdiens en jy moet dit terugvat en obvious ons is groot gemaak om godsdiens te gaan kry by 'n kerk. Right? Yes. En dan gaan ons daai eienskappe wat ons geleer het, daai principles, gaan ons by die huis uitoefen. Jy het ook gesê die ma en die kind of die pa en die kind gaan kerk toe en hulle het 'n conversation rondom wat hulle gehoor het in die kerk. Ons wil nie met daaraan toe gaan nie want hulle maak ons seer. Ek besef kerke is ook nou nie meer een van die mees veiligste plekke as dit kom by jou voeding vir jou siel. Ek dink baie mense maak die kerk so 'n natuurlike ding waar hulle gefokus is op al die materiale en natuurlike dinge. Ek dink om kerk toe te gaan is soos voeding vir jou siel om 'n peace of mind te bring vir geestelike groei, né? So ek sal saam met jou stem as daar baie mense is wat glad nie meer kerk wil gaan nie. Ja. Want soms word mense afgebreek met eenvoudige goed wat gesê word in die kerke deesdae. Yes. Né? Is bietjie moeilik om verby dit te kyk dat daar mense is wat nie met 'n regte gesteldheid het of met 'n regte gesindheid kerk toe kom nie. Ja. Want dis goed wat sy oplet en goed wat daagliks gebeur wat gesien word, né? Wat ek dink ons moet maar net 'n way vind om verby te werk. Kom ons vind 'n way om verby te werk en om godsdiens die moeite weer te maak. Want godsdiens is bra. Dit hang af in wat jy glo, wat ek dink is een van die mees amazingste dinge, man. Net vir die herinnering en die assurance wat jy kry van wie God is en wat God is en vir die belofte wat hy nagelaat het aan ons as mense. Kwaai. Nee? So ek glo vas aan die herinneringe wat die belofte. Ek het eendag opgestaan na klomp vrae aan die Here, né? Ja. Het ek hom gevra wat hoekom sukkel ek of hoekom gaan ek deur die goed wat ek gaan? Toe ek opgestaan met die woorde seek ye first the kingdom of God. So as er 'n sang, ek moet seker 'n Bybelvers ook wat sê seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So die Bybel sê as jy vra sal jy kry. En omdat jy dit het, is omdat jy nie vra nie. So dit is waarmee ek saamleef en wat ek het as 'n dink en net om vir my positief te hou want ek dink baie van ons stres baie gehoor as wat ons bid. Verstaan jy? Ons as mense stres bietjie of ek sal sê ek stres baie gevalle gehoor as wat ek bid. Okay. Waar 'n gebed jou peace of mind gaan wees. Soos om 'n persoon daar in die kerk te gaan sit is. Sy gaat nie moeg raak nie, want sy moet net sit en luister wat gesê word. Ja. En vir dit wat sy kan onthou wat gesê was, dit vat sy vir jou. Kwaai. Het maak nie saak wat sy nie gehoor het nie, maar dit wat sy gehoor het en ingevat het, dit is joune. Verstaan sy? So, ek dink ek is 'n bietjie ver wat die antwoord af. Nog as jy. Maar ja, dis wat ek verstaan en dis net 'n bietjie van my sienswyse. Dink jy daar's nog met die besige lewe wat ons vandag het. En dink jy daar is nog tyd vir 'n jong persoon? Vir God nog. Want jou lifestyle is so besig dat jy vir God sien en dis claim ek val niemand aan nie, dis my view of hoe ek dinge sien. Dat nee man, ek gaan toe nou deel maak van my lewe nie want ek kan op dit en dit en dit en ek is matso, ek het my krag ek kan so nou regkom. Jo, ek verstaan en ek sien waarna toe ons beweeg as generasies, né? Baie mense sal sê dat ek weet nou nie of hulle in die kerk wil gaan nie en of hulle sê hulle het nie God nodig nie. Ja. By all means is okay om nie kerk toe te gaan nie, né? Because basically is die kerk is die gebou van die plek van aanbidding. Wat sy bring 'n stigting tot jouself. Why? So ek sal nie sê dat mense kan sê dat hulle nie tyd het nie. Because sy kies waar op jy tyd wil spend. So sy kan nie sê dat sy het die tyd nie. Because ek glo aan 'n stille gebed, jy hoef nie kerk toe te gaan nie, but at least as daar 'n communication en 'n verhouding tussen jou en God is, dan is dit fine. Kwaai. Verstaan sy? So sy kan nie sê dat ek het die tyd nie.
Ons maak tyd om natuurlijke dingen te genieten. Wat ik verstaan is, nee, dat die natuurlijke lichaam is verantwoordelijk voor die voeding voor die ziel. Ja. Want als je natuurlijke lichaam niet gezond is en het kan je niet tot bij die kerk vatten, gaan je ziel die voeding krijgen, je ziel gaan die genezing krijgen. Ja, ja. We staan dus zo. We kunnen nog altijd tijd maken om kerk toe te gaan of om een gebed te doen of om je Bijbel op te slaan. Daar is genoeg tijd om dit te doen. Daar is tijd om dit te doen. Als 24 uur is in die dag en ze kan het liefst 1 uur afstaan, hij is genoeg. Hij is genoeg. Ik noem hierdie die wisdom session en jy het nou baie raad gegee vir ons jong mense van Kloeterswil. Ons maak dit persoonlik, ons praat van Kloeterswil. Uit 'n oogpunt uit van 'n jong man. En jy het gesê ook met ons generation we get lost. As ek nou paraphrase met wat jy gesê het. Yes. Dat daar nie tyd is vir God nie. En oor hoe waantoe ons generation op pad is. Dis jou woorde wat jy gesê het. Maar vir die generation wat jy nou van praat, is daar hoop vir hulle? Jou included. Ik zal zeggen, als hoop. Daar is hoop. Het hangt maar net af wat die keuze is wat ons maakt. Want elke keuze wat ons maakt bepaalt waantoe ons op pad is. So, daar is hoop. Voor mijn generatie is daar hoop. En voor elke generatie daarna is hoop. Caro, ek voel jy, soos ek en jy hierdie conversation het, jy het 'n baie close bond met jou ma. Is daar iets wat jy vir jou ma wil sê? Sy gaan my nou obvious hierdie video kyk. Ja, ek dink aan my woorde kan beskryf vir die liefde en die waardering wat ek het vir jou en my ma. Maar wanneer jy hierdie video kry, wil ek net weet nee, dat ek baie lief is vir jou. En ek wil hê jy moet weet dat jy 'n ster is. Want jy is die rede hoekom ek vandag hier sit. Nee? Ek dink aan my, daar is mense wat kan sleg praat of 'n vinger kan wys vir hoe jy jou seun groot gemaak het. Nee? So, baie dankie. Ek is baie lief vir mami en ek hoop en bid dat die Here vir mami sal seën met goedheid en guns en alle gesondheid. So. Caro, ek gaan vir jou op die spot sit. Hier's mense wat na hierdie video kyk en jong mense, hulle het jou nooit gesien soos hulle nou vandag gaan sien. Yes. En hulle wil nou graag hierdie conversation wat hulle verder vat, want jy het nou met, soos ek voorheen gesê het, wat jy geuiter het substance, dit roer jou. Het roer miskien nie nou vir jou nie, maar as jy nog gaan terugsit en jy ding, dan roer het regtig vir jou. En hulle wil hierdie conversation verder vat. Is jy available om 'n one-on-one conversation met een persoon? Ons hoef nie duisende mense op een slag te 'n conversation te hê nie. Een persoon dalk wil uitreik na jou toe. Is jy beskikbaar? Ek dink dit sal 'n groot plesier wees net om 'n bietjie te kan help waar ek kan. So ja, ek is beskikbaar vir as daar iemand is wat 'n one-on-one conversation met my graag wil hê. Ja, ek is beskikbaar. Nice. Dan ook wil ek vir jou vra, social media, jy op social media, wat is social media handles? So ek is op Instagram, Carlo Moffat, en dan is ek op TikTok, Carlos, met so 'n groen boompie. So ja, ek maak baie, ek sal nie sê ek is 'n content creator nie, maar ek plaas so elke nou en dan 'n videoetjie net vir bemoediging. Net om 'n bietjie spirits te uplift en ja, net om mense te bietjie iets goed in die hand te los. Ja. 'n positiewe ding te los. So, jy kan gaan kyk op TikTok. Ek is bietjie gereeld op TikTok. So gaan kyk by Carlos, jy sal 'n paar boodskappe daar kry. En as jy enige vrae het, wees welkom om te vra. Soos Carlos op TikTok? Yes, en Carlo Moffat op Instagram. Carlo, jy's op Facebook nie? Nee. Nie op Facebook nie. Ja, YouTube channel? Nog nie. Hy's op pad daarna toe. Carlos, meneer, wie jy ek wil hê julle moet verstaan wat hier gebeur. Destyds, hy het my gevra hoe hierdie podcast begin. Die eerste jaar van die podcast het ek normally vir mense vrae aangestuur. Yes. Van laas jaar af, dink ek van laas jaar September, Haron, toe voel ek wil nie meer vrae aanstuur nie man. Ek wil dit authentic soos op pos. Ek wil nie 'n skrip skryf vir die podcast nie. Ek wil hê die podcast moet net flow, dit moet natuurlik wees en is vir my 'n baat en ek glo aan baie mense vind ook baat. En ek sê nie dan straks is vir iets. Ek sê nie dit nie. Al mense moet straks is vir iets.
Maar ek voel God is die strakste van hierdie Yes, sir, I agree. En hy beweeg self die touwtjies, dus en ons is sy wessels, just do as you please. En wanneer hy please, sal het altyd goed en wel is, vir wie even hier na hierdie video kyk. Soos jy gesê het, vat wat vir jou bedoel is. En hier is baie goed wat geuiter is, wat vir baie mense bedoel is, deur wat jy vandag gesê het. En ek sit vanoggend, en ek dink toe, wat sê ek vir hierdie jong man? En dit kom by my, dit kom met Handelinge 3, het Acts 3, wat hierdie vers vanaand afkom, en dit gaan oor die ou wat by die tempel gesit het. En niemand het geworry oor hom, hy was verlam of iets. En niemand het geworry met hom nie, en almal het gesien het, ek kyk maar net in die persepsie hoe hy daar lê, soos 'n bergie, in die dorp, en almal loop verby, nou nie almal nie, maar die meerderheid sal verby loop, hulle sal nie nog na die persoon kyk, hulle sal hulle probeer net eye contact vir my, want die ou gaat miskien ietsie vra, whatever, en dis hierdie storie wat hier so gebeur, en dit val so mooi te pas met wat jy sê, hoe ons soms onsself sien, as hy berge wat daar lê, en niemand worry met ons, en niemand gee om vir ons nie. En dit kos net een persoon en vir ons in die oë te kyk en sê, "Guy, moenie worry nie. Jy het dit in jou nie. Jy is sterk genoeg, staan op. Jy gaan nou right wees. Jy het die krag in jou nie. Jy wees trots op jouself. Jy kan nie opstaan. En dit gee vir jou hulpstoot om op te staan. Dit gee vir jou die krag om weer aan te gaan en môre weer in die gesig aan te kyk. Yes. En Acts 3 vers 7. Ek gaan sê Handelinge 3 vers 8 en 9, né? En ek wil weer eens, ek het hulle konteks gegee oor wat actually aangaan, is dat, wat hier gebeur is dat, he leaped to his feet like an artisan while bursting from the ground. He then began walking freely and entered the temple with Peter and John, walking and bouncing around with joy, praising God continuously. Vers 9. The man's joy and exuberance caught the attention of everyone. Is dat nie amazing nie? Niemand het geworry oor hierdie ou nie. Maar sy joy wat hy toe ervaar het toe iemand vir hom gesê het, "Bra, jy het dit aan jou staan op." Want mense wat by hom gestap dalk met 'n idee dat hy kan opstaan, maar hulle het dit nooit vir hom gesê nie. Yes. Want mense wat by gestap het, ja, dit sal toe kom, dis dalk 'n generational curse, dis dalk die aard, Kloetes word dalk gesien. Sy mense sal nooit op kan staan nie. Hulle sal net in gangsters en vasgevang is. Hulle sal net drugs verkoop. Hulle sal net hulle ouers teleurstel. Vandag het jy vir hierdie jong mense kom, is nie ek, jy. Dat die joy wat jy in jou het iets anders in hierdie jong mense lewens kom openbaar. Het iets anders, hulle oë kom oopmaak om te kom sê dat, "Sjoe, as Kado het kan doen, dan kan ek het ook doen. Die broer bly nie langs aan my. Ons gaan hierdie selfe goed. En kyk waar jy gegaan het. En dis moontlik om op te kan staan. Dis moontlik om met joy te kan rondbeweeg. Al lyk dit of ek gaan dit nog gebruik. Jammer dat ek dit gebruik. Dis okay. Hier brand ons huis letterlik af, maar ek het nog steeds joy in my in. My sussie met haar 5 kinders is hier, ons weet nie maar wat ons moet doen nie. Ek het nog steeds joy in my in. Ek weet nie wat ek vanaand gaan eet nie. Ek het nog steeds joy in my in. Ek weet nie wat gaan gebeur met my ma, want my ma was siek soos jy gesê het. Ek het nog steeds joy in my in. Ek moet gaan weg. Terwyl ek op skool is, ek het nog steeds joy in my in. 'n Opportunity wat vir my gegee gewees het en my ma het my gesê, "Sorry, maar jy kan nie gaan nie." Ek het nog steeds joy in my in. Julle het Karel vir ons kom sê dat the joy of the Lord is our strength. Dit push ons toe waar boundaries wat die lyn getrek is, push dit vir ons na 'n nuwe direksie toe. Dit push ons na hoogtes toe. Karel, bra, ek wil vir jou baie dankie sê. Dit is 'n groot plesier. Dankie vir jou om dit te hê vandag. Dis is amazing wat die Vader kan doen in jou lewe. En bro, just be his vessel. En ek glo aan, hy gaan jou nog vat bro na levels toe wat jy nie eens kon aangedink het nie. Jy dink international. Ek weet nie waar hy vir jou aan het, maar het gaan baie groot is. Hou jy net hy spirit. Hou aan met hy spirit. Het is nie maklik nie. Maar jy kan dit doen en jy sal dit doen en jy gaan dit doen. Bro, gaan in vrede, sterkte met jou journey, sterkte met Bikes on Wine, sterkte met die international journey wat jy op pad is met. Sterkte met elke ding wat jy gaan aanpak en wherever jy beweeg. Die saadjie wat daar reeds daar is, wat jy gaan water gee.
gaan groei en gaan massive oorde gaan het verrig. Nie net in Cloetisville, nie net in Stellenbosch, maar internasionaal, bro. Baie, Dankie vir jou, bro, man. Dankie julle. Dis Kado Moffat. Sê kom uit op socials. Carlos Yes. op TikTok, TikTok, Instagram. Kado Moffat op Instagram. Sê kom uit hier, ons besig met groot dinge. En ons wens jou alle sterkte toe. Dis ons tweede gas vir First Reverse. Tot ons mekaar weer sien. Dankie dat julle ingetune het. May God bless you. May God keep you. Jeug, hierdie man het gesê, is nog hoop vir julle, man. Gaan in vrede en enjoy jeugdag. Dit is vir julle uitgesit en gaan in vrede in julle. Goed gaan. Bro. Baie dankie. Is dit geniet, bro? Ja.